Here, ons verstaan net meer en meer wat Dawid bedoel het toe hy gesê het. Hy raak bitterlik opgewonde, Here, om te hoor as mense sê, kom ons gaan na die tempel toe om U te aanbid. Want ons ervaar al hoe meer stukkies en stukkies van dit, Here, soos huidige einde nader kom, maar eintlik die nuwe begin nader kom. Ons loof en prys, Here, vir wat op pad is en vir wat U besig is om te doen en wat U besig is om te beweeg tussen mense, Here, en dinge wat ons ervaar en paaie wat U met elkeen van ons besig is, Here. Ons loof en prys U naam, Here, en ons wil vir U volgende net ook net kom sê, kom prys die King. Dankie, Jesus, vir U verlossing en vir U losmaking, vir U blootstelling wat U vir ons kom gee, om stukkies van daai hemel te kan kom ervaar. Ons loof en prys U, Here. Dankie, Jesus. In Jesus naam. Amen. Oké, kan nou kies wat wil gaan, kan maar gaan. Môre, die wat ek nog nie môre gesê het nie. Ek is opgewonde om 'n gedagte met julle te kom deel vandag. So 'n paar goed bymekaar wat die Here met my werk die laaste tyd en ek hoop dit kom deur by julle ook. Onderwerp vandag, God in real time. Of verder ek gaan wegtrek met 'n paar goed wat jy ook daar gaan bekend klink, want ons op 'n stadium, ek in my vorige lewe is redelik in die lyn wat hy ook nou betrokke is, maar in elk geval, right, ons het gewoon 'n bietjie agtergrond, dan gaan julle nou 'n paar gedagtes verstaan. In my vorige lewe het ek te doen gehad met GPS-toerusting, right, nou, 'n GPS is 'n ding wat jy nou op 'n masjien, of 'n trekker, of 'n Garmin in 'n kar, of baie van die karre kom deesdae met goed uit, is 'n navigasie, by 'n manier moet hy bepaal waar is hy, en nou kyk hy op in die lug en hy sien 'n klomp satelliete nou hier bo in die hemelruim wat ons nou nie raak sien nie. En dan sê hy, right, met die lot goed wat nou daar by mekaar is, staan ek nou hier op die punt. Maar die aarde draai en die satelliete beweeg en die dinge gaan dik daarbo wat ons nou niks agterkom nie. En die volgende oomblik, dan kyk hy weer op en sê nee, om op dieselfde plek te staan, op presies dieselfde koördinaatpunt te staan jy nou daar agter in die hoek van die lokaal. En dan kan net 'n paar oomblikke verbygaan. Die volgende oomblik sê hy nou weer vir jou om daai koördinate te kry. Nee, jy staan nou nie meer. Jy staan nou daar in daai hoek en jy's nie verbaas nie môreoggend as jy nou daar agter staan nie. Want hy sê heeltyd vir jou staan op presies dieselfde plek, maar sy presies dieselfde plek kan nie enige plek hier binne wees. Nou vir 'n kaart GPS maak nou nie saak nie, want jy gaan nie straat misry as jy nou 'n gebou se huis uit te sien. Maar wanneer ons nou in die landbou en die konstruksie en die mynbou, al die ander bedrywe en paaie bou, dan raak jy besigheid nou 'n bietjie rond te bond, want jy wil graag nou weer op jou selfde plek bly. Jy wil nou nie oral oor die land rondry nie, want elke slag kry jy op plantjies maar nog as jy oor hulle gaan. So jy wil hom redelik nou met jou paaie op die regte plek of dieselfde plek probeer hou. So hulle nou slim geraak, het hulle nou nog so 'n ding gevat en op 'n driepoot gesit. Julle sien baie keer die goed langs die pad as hulle werk in die paaie. So 'n wit antennetjie op 'n driepoot, en hy staan daar langs die pad. En nou die ding is dieselfde tipe ding. Hy kyk ook op en hy sê ook maar right, die ding sê nou vir my ek staan nou hierso. Maar nou weet hy word nou geplant hierso op sy driepoot. Hy skuif weer rond hierso as daai besig nou die bo nou vir hom laat verstaan, maar hy staan nou daar en sê nee, ek weet ek staan nog steeds hier op dieselfde plek. Maar ek moet nou daai afstand, daai rigting nou 'n korreksie of 'n regstelling maak om nou weer hier te kom hier waar ek nou is. Nou al die ander ouens wat nou ingeskakel is op hom, hy stuur nou daai korreksie, stuur hy nou uit vir almal wat nou hier ingeskakel is op hom. Dus sodoende weet almal wat nou ingeskakel is op hom, right, ek moet daai korreksie maak met die boodskap wat ek nou aflei van dit wat ek bo sien om hier op die regte plek te kom. Maar binne 'n oomblik kan dit weer verander en daai korreksies gaan nou moet jy weer daai regstelling moet maak en binne so dis waar die real time die ding wat dit doen noem hulle RTK basis, die RTK staan vir real time kinematics. So die real time konsep daarvan beteken die onmiddellik, die hier en nou. Wat gebeur nou? Net nou is dit nie meer goed genoeg. Ek moet elke slag 'n nuwe nou kry, 'n nuwe regstelling vir nou kry. As jy gaan kyk na die beskrywing van real time, verwys dit na die onmiddellike, die hier en die nou wat jy heeltyd nou 'n nuwe boodskap moet kry, 'n nuwe regstelling moet kry om op die regte plek te wees. En dan moet ons mekaar vra, okay, right, kom, bring dit gou na my toe. Wat is my en wat is jou real-time verwysing van die regte pad? Is dit God of is die wêreld? Die wêreld gaan vir jou heeltyd nuwe boodskappe, nuwe Facebook en Instagram en al die klomp goedjies gaan vir jou heeltyd nuwe boodskappe, nuwe prentjies gee van wat is die regte pad vir die oomblik in die tyd. En ons situasie in ons lewens verander so vinnig en so gereeld
Elke ou kan dit agterkom, dit baie gereeld op die plaas, jy maandagoggend begin met 'n redelike lys van goed wat jy wil gedoen kry, en Vrydagmiddag, hy lys nog net so, het jy nog nie geraak aan hom, want jy het al die ander veranderinge probeer regstel wat intussen bygekom het. So, dit gebeur, en elkeen van ons lewens op ons eie manier gebeur dit eintlik. Daar's so baie dinge wat verander, jy het so baie gereeld regstellings of nuwe rigting nodig, en dit opdateer heeltyd. Dit is real time, dit is nie iets wat nou werk, wat Vrydag nog steeds gaan werk. Jy moet elke oomblik van elke dag, het jy eintlik 'n nuwe rigting nodig, of 'n korreksie nodig om weer op die regte pad te bly. So, as God jou real-time verwysing is, dan weet jy gaan op die regte pad bly. Die wêreld, not so sure. Okay, right, nou kyk ons gou vinnig, Moses en die Israeliete is daar deur die Rooi See. So 'n paar gedagtes rondom dit. Daar is mense wat nie heeltemal seker is hoe ver hulle deur die Rooi See is nie, dan waar hulle deur is. Dit is so basies tussen 8 en 19 km wat hulle getravel het, maar dit het in die nag gebeur. Ons weet dit staan in die woord. So, julle kan self dink, rondom 1 miljoen mense, rondom die hoeveelheid diere wat hulle as rykdom al bymekaar gemaak het, plus die alle ander rykdom, want hulle is soos 'n ryk span daar uit Egipte uit weg. Hulle is in die nag deur die Rooi See, met 'n taamlike sterk wind wat waai, met 2 mure water weerskante van hulle, met 'n taamlike span Egiptenare agter hulle op wat sê goed wat hulle gery het, strydbaan, is die mooi woord, dankie Kobus. So, wat baie vinniger as hulle, so hulle het taamlik gedryf hier van agteraf, maar dit was oud en jonk, al die span bymekaar, hulle het maar teen 'n sekere spoed getravel. So, in daai dinamika, kan jy nou net mooi dink, daar moet redelik management gewees het, om te sorg dat die Egiptenare nie by hulle uitgekom het. Ja, daar was 'n berokende 4-kolom, of 'n wolkkolom en 'n 4-kolom, wat die span probeer uitmekaar het hou het, maar daar is redelik bestuur by die besigheid by gewees, om vir hulle met dagbreek aan die kant almal uit te hê, sodat God vir Moses gesê het, steek jou hand uit oor die see, dat die see toe gaan. Die Egiptenare het met die strydwaans 'n bietjie brieke gehad, daar was weerstand gewees, wiele het afgeval, hulle het agtergekom op 'n stadium hulle wil omdraai, en hulle moes ver genoeg in, dat hulle kon omdraai, nie betyds kon uitkom, voor Moses sy hand uitgesteek het oor die water, so hulle moes ver genoeg ingewees het in die span, want elkeen wat in is, het agtergebly, het nie weer uitgekom nie. So, maar ja, dit vat so klein bietjie hande aan God se manier van in real time in beheer wees. Toe hulle aan die ander kant kom en alles het nou gebeur, toe sing die Israeliete 'n pryslied aan God, en daarna trek hulle deur die Shur-woestyn, en 3 dae later klaar hulle dat die water is op, en God bring hulle by die Mara oase wat bitter is, en Moses bid tot God, en God wys vir Moses 'n stok, en Moses gooi die stok in die water word soet, hulle kry soet water. En God gee vir hulle die volgende bevel, Exodus 15:26, He said, "If you will listen carefully to the voice of the Lord your God, and do what is right in His sight, obeying His commands and keeping all His decrees, then I will not make you suffer any of the diseases I sent on the Egyptians, for I am the Lord who heals you." En hierdie vers daarna, dit voel asof dit net oor die volgende duin was. Toe kry hulle 12 fonteine en 70 palmbome by Elim. Nou as jy hou van getalle en jy het 'n bietjie Bybel gelees, die 12 is 'n baie spesifieke getal in die Bybel. Dis nie 11 fonteine of 13 fonteine, dit was 12 fonteine. En die 7 van die 70 is ook 'n unieke getal wat absoluut na God self verwys. Daar was nie 69 of 71 palmbome nie, daar was 70 palmbome gewees. So dis absolute bevryding of 'n verlossing wat van God afkom na die krisis waar hulle eintlik in sit met die water. En hoekom het dit gebeur? God het hulle deur die woestyn laat swaar kry. Dit was maar wel net die begin. Maar hy het hulle deur die woestyn laat swaar kry sodat hulle kan leer dat wat hy vir hulle wou leer. Hy wou vir hulle iets leer en hy wou vir hulle en daarna het hy uitkoms gegee. So baie keer is dit hoe God werk. Hy laat jou deur 'n moeilikheid uitgaan. Hy leer vir jou wat hy jou wil leer, maar hy gee vir jou wel daarna dan nou wel die uitkoms. Hy wil hulle leer dat ten spyte van die wolk en die 4-kolom wat in elk geval heeltyd by hulle is, hy daar by hulle is in real time en vir hulle sorg elke oomblik dit wat hulle nodig het en vir hulle gee wat hulle nodig het. En dat hulle na sy stem moes luister en gehoorsaam moet wees. So bietjie uit ons eie lewe uit. Ons het die 2018 na 2020 toe in daai tyd het ons gesinnetjie nogal deur 'n rowwe tyd gegaan, 'n finansiële besigheid wat redelik suid gegaan het. En ons het so 'n dam daar boek in die huis en ek het nou, dit was redelik droog gewees in daai tyd, so die dam het min water ingehaal, so platterige vloer, so dan stap jy soms so rondom die water. En elke oggend daar gaan stilte tyd hou en dan stap jy en jy worstel en jy stoei met die Here en
Jy sit hier in 'n scenario wat nie jou tipe plek is wat jy gewoond is. In elk geval nie voor gesorg het, jy het nou maar net daar beland en nou moet jy daar uit en jy weet nie wat jy kan doen nie, daar's geen uitkoms nie. Jy sien niks nie. En ons stoei of ek stoei en ek praat met die Here en stap daar rondom met stadige pad rondom die water gestap, maar elke oggend is ek daar en dan worstel ek weer met die Here en praat met die Here en hier op 'n stadium voel ek maar die Here sê vir my maar gooi daai stuk stok in die water. Right, ek gooi ek die stok in die water, maar ek worstel en ek stoei en ek gesels met die Here en volgende oggend is ek weer daar en weer verder met my paadjie om en ek worstel en ek stoei. En die volgende oomblik kom ek agter maar die water, die dame seker nou al 18 jaar wat terug gebou, sy water was nog nooit skoon nie, was nog altyd net modderig. Die volgende oggend kom ek agter maar die water is nou skoon. Jy sien nou deel tot op die boom. En bitter interessant. My probleem is nog nie opgelos nie, maar dit is iets wat mense optel en dit bly interessant. En ek gaan aan en worstel en stoei met die Here en die volgende oggend is ek maar weer daar so en ek worstel en ek stoei en kyk weer vir die water en ek sien vanoggend is hy weer modderig. En ek stap nog so 'n bietjie verder as ek maar waar, hy lê die stok nou uitgedryf tot op die kant van die water. En ek vat weer die stok en ek gooi hom weer in. Ek worstel en stoei weer en die volgende oggend is ek weer daar en ek stap weer so om die water en ek kom weer die water is vanoggend weer skoon. En dit gaan toe op die einde van die dag glad toe by die water wat skoon is of nie skoon is nie. Maar die Here kom wys vir my in daai oomblik dat hy by my is in real time. Ek het nie 'n oplossing nie. Ek weet nie waar die uitkoms is nie. Ek weet nie vir hoe lank nog nie. Ek het glad nie antwoorde nie. Ek weet nie eers hoe ek vir my gesin gaan sorg nie. Maar hy is by my. En hy weet waar ek is en waarheen ons gaan. Hy self is daar. En dit was in daai real time oomblik is hy self daar. So dit bring ons by die vraag, wat is jou stok in die water oomblik wat jy het? Elkeen van ons het ons eie storie, eie gaatjies. Tydjie net een nie, tydjie 'n paar keer. Wat is jou stok in die water oomblik? Waarvoor vertrou jy die Here? Waarvoor bid en smeek jy die Here om vir jou deur te kom? Selfs soms net om te kom wys dat hy self daar by jou is, daarin, daai real time. Ons het die voorreg gehad om nou hier in Junie vakansie Wildtuin toe te gaan. Ek was hier vorige keer redelik klein gewees toe ek daar was. So min onthou, maar dit was nou lekker gewees saam met die gesin daar te kon wees en ons bly daar een aand by 'n plekkie met die naam Olifants, langs die Olifantsrivier. Dis 'n groterige rivier. Jy sit en kyk uit oor die rivier en die rivier maak so draai en dan gaan hy nou raak hy nou weg hier aan die linkerkant. Maar as jy binne draai is aan die oorkant van die rivier en as 'n klompie rotsbanke en dan raak dit so sand, maar dit is 'n redelike groot sterk rivier, hy loop sterk. En hier na net so voor skemer sit ons daar en skompas 'n verkyker daar beter. Ons sit en kyk daar oor en volgende oomblik sien ons maar hier staan nou 'n olifant koei en 'n kalfie aan die ander kant daar op die rotsbanke. En dit was hier 'n paar minute nie, toe staan nog 'n koei met 'n kalfie by, hulle is toe 4 by mekaar. En dis 'n kwessie van 15 minute of wat, toe hulle 8 by mekaar. Dis daar 'n bil en 'n paar koeie en 'n paar kalfies. Maar van die kalfies is klein man, dis al die ranges tot nou die groot koeie en dan die bil. En hulle so 'n bietjie aan die water. Ons dacht maar hulle kom nou water drink voor dit donker raak en hang daar rond. Die volgende moet sien ons maar nou span hulle nou 'n lyntjie. Bil is voor. Dan sit 'n kalfie en hy hak so in die stertjie met sy slurp. En dan is daar nog so 'n kalfie agter. Die stertjie in die slurp. En dan sit weer 'n koei en dan is weer 'n kalf, dan is dit weer 'n groot koei wat heel agter is. En toe ons kom kry, toe sloop pad dwars reg oor die rivier. En dan trap hulle en dan gaan hulle trappie af by die rotsbanke en dan slip 'n bietjie dieper in die water en dan is 'n bietjie vlakker, maar die hele treintjie so in formasie agter mekaar. En raak 'n bietjie dieper en dit later 'n bietjie dieper. Daai klein kalfies raak heeltemal weg onder die water. Dis net slurpies wat uitsteek. Hulle gaan aan. En die groot olifante bly so dieselfde afstand uit mekaar uit. Jy kan sien daar's iets tussenin, maar jy kan nie sien wat dit is nie, want dit is weg onder die water. Hy slurpies steek uit. En hulle gaan so stadig gaan hulle aan. Dis ongelooflik. Ons daar hulle gaan wegspoel, die water gaan sterk, dit is 'n groot rivier. Ja, hulle gaan aan. En later raak dit sand en dan raak 'n bietjie vlakker. Jy sien maar wag hier, begin die ruggies nou weer uitsteek. En toe hulle heeltemal op die vlak sand kom, toe hardloop hulle nou en hulle trompeter en hulle rol rond en hulle is nou vreeslik verheug dat hulle nou hier trop gemaak het deur die rivier. Dis nog baie bly dis aan die ander kant. En toe is hulle weer daar in hulle bosse en in die nuwe weiding in. Dit was ag so 20 minute wat ongelooflik geweest om dit te sien. En dit bring ons ook weer by die vraag wat Gert rukkie terug ook hier opgenoem het van die stoele. Vertrou jy die Here so dat jy hom op daai beheerstoel sal sit in jou lewe en jy langsaan op jou knieë
sal staan. Dat hy voor jou sal uitstap en sal lei waar jy moet gaan. Al is jy soms partykeer heeltemal onder die water, oor dit toe, waar jy kan nie sien nie, jy kan nie hoor, jy alles onder water. Jy voel partykeer net sy hand, as jy daar onder die water is. Jy kan nie altyd sien wat se kant toe nie. En in daai situasie, om te weet jy's veilig. Dis die laaste plek in jou lewe wat jy gewoonlik veilig voel. Maar om te weet jy's veilig, want God het jou in jou hand. Vertrou jy dat hy op pad is met jou na 'n beter en 'n perfekte weergawe van jouself? En vertrou jy hom om in beheer van jou lewe te wees in daai real-time oomblik? En in die oomblik daarna, en in die oomblik daarna. Nou kan nou vandag kom vra, wie is hy, die God van Israel en hierdie God van leef? Ek is so bly julle vra, kom ons lees Hebreërs 12 vers 18 tot 29. Net gou so vinnig 'n verwysing voor ons lees. Hulle verwys eers hier gou na die gedeelte waar Moses en die Israeliete by Berg Sinai is en waar God praat met die Israeliete self, en dit was 'n vreesaanjaende oomblik. For you have not come to what may be touched, a blazing fire, and darkness and gloom and a tempest and the sound of a trumpet and a voice whose words made hearers beg that no further messages be spoken to them. For they could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. En dan draai die verwysing om na die hemel self toe. But you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirit of the righteous made perfect, met aandag op made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks of a better word. In 'n ander vertaling verwys hulle na the blood of Jesus, which speaks forgiveness, other than the blood of Abel, who speaks vengeance. See that you do not refuse him who is speaking, praat hulle van God. For if they did not escape when they refused him who warned them on earth, praat van Moses, much less will we escape if we reject him who warns from heaven, praat weer van God. At that time, his voice shook the earth, but now he has promised, yet once more I will shake not only the earth, but also the heavens. This phrase, yet once more, indicates the removal of things that are shaken. That is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, weer met aandag, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Okay, ons gaan gou eers 'n bietjie aandag gee aan hy perfek maak gedeelte, vers 23. And to the spirit of the righteous made perfect. Wie is hierdie spirit of the righteous made perfect? Dis die gelowiges wat gered is en perfek gemaak is en reeds hemel toe is. En dit is die pad wat Jesus met elkeen van ons besig is. Maar dis wat die plan het wat hy met ons het. Hy wil graag hê ons moet eendag saam met hom in die hemel wees. Word jy perfek gemaak in maklike en lekker en gemaklike tye? Nee, dis 'n grinding en 'n moeilike tye en hartseer en emosionele tye. Dis 'n onderwater tye waar jy baie keer net sy hand kan voel. Maar God is 'n consuming fire. He consumes the dirt and uncleanness so that only the unshakable remains, which is his kingdom and our faith and belief in him. Vers 2 sê vir ons, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith. Nou hier is baie interessant, die verskillende vertalings. ESV lees ons nou as founder and perfecter. In die King James sê hulle author and finisher. En dan by die Afrikaans 83 praat hulle van die begin en die volëinder. So, Jesus het ons geloof basies ontwerp. Hy was die begin daarvan, maar ook die perfekmaker daarvan. Die perfekter kom aan die einde saam met finisher en volëinder. So dit sê vir ons, ons gaan perfek wees as hy klaar is met ons, en hy gaan ons deursien na die einde toe. Hy gaan ons nie net halfpad los nie. Sodat ons kan reg wees wanneer hy ons hemel toe vat. Die worship gedeelte, vers 28,
And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Nou vir die van julle wat nou so wakker soos ek is met Engels, daai woord reverence is my heeltemal te groot. Ek moes nou eers gaan kyk wat beteken dit. Reverence is a deep mix of a great respect and wonder and holy fear. Die Afrikaanse woord eerbied. Ek wil vir julle 'n stukkie lees wat Michael Kilanos, so 'n evangelis van Florida in US gesê het. Wat hande vat met die eerste stuk wat ons nou gelees het. Hy sê, how do I say this? When you start singing them and praying them, they become part of your DNA like your bone marrow. It's only in that place where the scriptures stop being ink and paper and the person starts to infiltrate our being. And so that if you read the ancient liturgies of the church, in each liturgy, which by the way, the Greek word liturgy basically means the work of the people, so the joining of the people with what is already happening in heaven. The idea of that is crazy. That's what's going to happen when he gets here today. You're going to enter a worship service that never stops. You get to go approach that mountain, not made by man's hands, but where the church of the first one is, and all the saints. The Bible says innumerable angels dressed in festive, celebratory attire, and where Jesus himself is. And so today you get to, by the Spirit, stand on this holy hill at the foot of the throne, not in your own merit, but in the blood, in the merit of the blood. Besef ons dat wanneer ons worship betree, dat ons deel word van 'n permanente, konstante, elke oomblik worship wat besig is om in die hemel te gebeur. Besef ons dat wanneer ons die Heilige Gees ontvang, ons deel word van daai permanente worship. Nie net in die kerk nie, maar dat daai worship 'n leefstyl word en waar die fire consuming God die middelpunt word van dit. Van ons elke dag se in die oomblik lewe. En ja, life happens. Alles bly nie altyd ideaal nie. Battles kom. Maar kom ons wees honger en ons soek God in alles en in alle omstandighede. Ons moet vir mekaar sê, ja, God is 'n consuming fire, maar hy is baie, baie lief vir jou. Hy het steeds sy enige gebore seun Jesus laat sterf, sodat ons vry kan wees om na hom toe te kom. Sodat ons deel kan wees van hierdie ewigdurende hemelse worship. En nie net dit nie. Die kruis was as ware eintlik 'n marriage proposal vir ons om Jesus se bruid te kan wees. Want daar's nie enige manier dat ons op ons eie by God in die hemel kon wees nie. Jesus het ons kom wys hoe God se liefde lyk. En hy het ons kom losbreek van die houvas wat sonde op ons lewe het, so ons werklik vry kan wees. Maar met die gentleman wat hy is en met die autoriteit wat hy ons gegee het met die skepping, gee hy nog steeds die keuse in ons eie hande. Of ons kan kies vir hom of nie. Die uitnodiging is uit. Is dit 'n yes? Julle seker? Kom ons bid. Here, die reën val daar buite en dit is so groot seëning vir die natuur en in effek vir ons ook so. Here, u teenwoordigheid is net ongelooflik. En ons dankie daarvoor. Ons dankie dat u God is en dat u in beheer is in elke klein detail in real time. U is nou in beheer en is die volgende oomblik ook in beheer en die oomblik daarna ook. En môre se oomblik sal u ook wees en oor 2, 3 weke en maande en jare van nou af steeds. Dit is nooit iets wat gaan ophou nie. U is elke liewe oomblik daar. En Here, ons wil graag onsself en ons alles in die hande kom gee. Ons stoei party daar, ons kry dit nie altyd reg nie, Here, maar ons wil daar wees. En ons weet u is in die proses met baie geduld besig om ons perfek te maak, om op daai plek te kom waar u ons beplan het om te wees. Ons loof en prys u naam, Here, want u is goed. U is altyd goed. En Here, ons sit partykeer in 'n gat, Here, en ons oë is toe met die water, en ons ore is toe met die water, en ons
voel net U hand. Partykeer stoei ons om dit te hoor, te voel. En die water raas in ons oor, Here, ons kan nie altyd gehoor wat ons moet hoor nie, en ons sien nie wat ons moet sien, Here, want ons sien in ons eie omstandighede toegedompel. Maar U is daar hoog bo. U het ons in die hand. En ons kan weet, ons kan veilig wees, Here. Maak nie staak hoe sterk die water word nie. Ons is lief vir Here. Ons het baie foute. En ons is nietig en ons is klein. Maar U is groot en U is goed en U is lief vir ons. Ons dank U daarvoor, Here. Ons is regtig opgewonde om eendag saam met U in die hemel te wees. En ek kom bid dat U vir elkeen van ons 'n helder besef sal gee van die hemel en dit waarheen ons op pad is en hoekom ons hier is. Ons is so vasgevang in elke dag se roetine. Dat ons nooit alleen is nie. Dat ons omstandighede nooit net ons in is nie. Maar dat U elkeen op 'n unieke pad het waarmee U met hom besig is. U bly groot en U bly goed en U wil ons as die bruid hê, Here. U het Janie vanoggend al weggetrek met die beminde. Ons dank U, Here. Ons wat nooit verstaan nie, maar ons is dankbaar daarvoor. Kom wees met ons, Here. Dankie in Jesus naam. Amen.